Goeiedag luisteraar, ek is Dominee Natasha en wat 'n voorreg om weer eens in die woord te verkeer. Ons kyk vandag na Amos 8 vers 1 tot 10 met die tema wanneer God sê genoeg is genoeg. Liewe luisteraars, ek wil jou vandag neem na 'n baie vreemde beeld in die Bybel. In Amos 8 lees ons dat die profeet 'n visioen kry. 'n Mandjie ryp somervrugte. Nou, ek weet wat jy dink. Dit klink soos goeie nuus, heerlike nuus. 'n Mandjie vol vrugte wat ryp is, beteken mos feestyd, oestyd, 'n tyd van oorvloed. Maar vir die Here was dit 'n beeld van oordeel, van tugtiging. Hy sê vir Amos, die volk is ryp, nie vir fees nie, maar vir straf. Waarom? Want God het gesien hoe die armes vertrap word, hoe onreg en korrupsie die samelewing binnendring. Die mense hou nog wel hulle feeste en rituele, maar hulle harte is lankal nie meer by die Here nie. Hulle dra die badge van Christendom of altans Jodendom en hulle is nie in verhouding met God nie. Hoekom sê ek dit? Want hulle kon nie wag dat die Sabbat verbygaan, sodat hulle weer kon handel dryf en wins maak nie. En daarom sê die Here, ek kan nie vergeet wat julle doen nie. Julle liedere sal in gehuil verander. Dit gaan nie oor my en jou emosies nie. Hoe leef ek en jy om God trots te maak? Hierdie stukkie uit Amos is 'n harde woord, maar dit wys iets belangrik. Daar is 'n noodwendigheid in die pad wat ons kies. Waar God gesoek word, is daar groei in sy bewussyn. Waar hy nie gesoek word nie, daar daal die lig. Daar voel jy in die donkerte en alles raak dit al hoe meer donkerder. So donker, sê Amos, dat mense op die ou end 'n honger sal hê, nie na brood nie, en 'n dors sal hê, nie na water nie, maar na die woord van die Here, en hulle sal dit nie vind nie, omdat hulle dit vir so lank verwerp het. Luisteraars, as ons eerlik is, klink dit nogal bekend. Ons leef in 'n tyd waar mense na alles dors, na sukses, geld, status, aanvaarding, oor hoe ek en jy self voel, maar baie keer nie meer na die woord van die Here nie. Ons leef in 'n land waar korrupsie en selfbelang makliker raak as integriteit en regverdigheid. En ons leef in gemeenskappe waar mense maklik, ongesiens verby mekaar beweeg, veral die kwesbares en die armes. Maar in die boodskap van Amos 8 is nie net oordeel nie. Dit is 'n roepstem. Dit is God wat sê, kom terug, word dors na my woord. Laat julle lewe ryp word vir my koninkryk, nie vir my oordeel nie. En as mense dit wil trek na Matteus toe, waar Jesus self sê in Matteus 7, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Julle, die deure is oop, maar ons moet vra. Ons moet dors wees, ons moet hom soek. So daai tye wanneer jy voel, alles is net te veel, weet net, die Here kan daardie las vir jou dra. Hy kan jou help. Daarom wil ek jou vandag vra, waarna dors jy regtig? Wat maak jou lewe ryp? Ryp vir leegheid of vir God se oes van liefde en reg? Moenie na die tydelike soek wat net nou liefde gee en later leegheid gee nie. Soek na God wat liefde is. Mag jy vandag weer nuut hoor hoe die Here sê, kom soek my en jy sal my vind. Kom dors na my woord en ek sal jou lewe volmaak. Amen. Here ons God, U sien die pad waarop ons loop. U weet hoe maklik ons harte vol word van onreg en hoe vinnig ons dors na dinge wat nie kan versadig nie. Here, wees ons genadig. Maak ons dors na U woord. Maak ons honger na U geregtigheid.
Help ons dat ons die verskil sal wees wat U nodig het. Waar ook al ons gaan, dat mense ook nader aan U wil kom. Nie net om die badge te dra van Christendom nie, maar eintlik om 'n Christen te wees. Gee dat ons die stem hoor, liewe Heer, selfs in die stil en sagte fluistering. Help ons om die armes en kwesbares te raak sien, om reg te doen en om goed te wees, sodat ons nie ryp word vir oordeel nie, maar ryp word vir U oes van liefde en lig. Dankie dat U deur Jesus Christus vir ons oop arms gee, 'n oop deur en 'n nuwe kans. Ons bid dit in U liefdevolle naam, die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Mag julle 'n geseënde dag hê.